praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when I'm surrounded. 'Cause praise is the water my enemy's drowning. Oh, for as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Verse 2. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know, Lord, you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Hey. My praise is the shout that brings Jericho down. Hey. For as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, church. I'm gonna praise the Lord. One more time. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I'm gonna praise. Come on, let me see you put your hands together, church. Hallelujah. Come on, praise him, praise him, praise him. He's worthy to be praised. Yes, he is. Oh, oh, say praise. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul. I'm gonna praise the Lord. Oh, my. Come on, praise the Lord. Say praise the Lord. Oh, my soul. I'm gonna praise. Yes, I will. Say I won't be quiet. I
Vader, Here, dis lieflik in die teenwoordigheid, Here, daar is krag in die wonderlike naam van Jesus. Woord sê dat alles wat asem het, die Here loof en prys. En vanmôre het ons asem en ons is hier net om te sê dankie vir u goedheid, u guns, u liefde, Here, vir ons, u genade oor ons lewens, Here. U is getrou en ons weet u sal ons nooit begewe of verlaat nie. Ons is hier vanmôre uitgespaar, Here. U het ons hier voorreg gegee om in die huis van die Here te wees. Ons is hier want ek wil sê soos Dawid, ek is bly om in die huis van die Here te kan wees. Is nie vir my moeite nie, Here, ek wil hier wees omdat ek weet ons gaan iets ontvang vanmôre uit die woord uit, Here. Vader, ek bid dat u ons sal leiding gee in hierdie diens, Here. Ons is totaal en al afhanklik van u gees om ons te lei, Here. Ons wil niks vanmôre uit onsself uitdoen, Here, Vader, want ons weet ons is mens, ons stel nie teleur, Here, maar u bly getrou. U het ons nog nooit teleurgestel nie, Here. Ons weet u gaan dit nie doen, Here. En vanmôre sit ons hoop volkome in u, Here. Ons surrender, Here. Ons sit ons een kant, Here, vanmôre in hierdie diens, Here. En ons sê, Here, u meer in ons minder, Here. Kom vul ons met die soete Heilige Gees. Lei ons vanmôre in hierdie diens, Here. Vader, want ons wil niks doen sonder u Gees, Here. Ek wil bid dat u die hele diensorde, Here, alles sal seën vanmôre. Dat wat gaan plaasvind, Here, bid ek dat Here, Vader, nie net kom inneem, onderneem en dat u net sal, Vader, ingryp, Here, in hierdie diens, Here. Ons kan niks sonder u hand doen, Here. Want ons weet u is daar om ons te ondersteun met die reddende regterhand, Here. Ek wil bid vir pastoor Clem wat die woord gaan bedien, Here. O Vader, ons trek hom onder die kosbare bloed. Maak hom toe, Here Vader, wanneer hy spreek vanmôre, dat hy sal doen, Here Vader, soos u op sy hart gelê het, Vader, lei hom, salf sy lippe, Here Vader, en ek weet, Here, hy het 'n woord wat vanmôre gaan bedien word, Here, in die naam van Jesus. So seën ons, Here Vader, wanneer ons sing lof en aanbidding, Here Vader, Here, ek bid ek dat u dit sal ontvang vanmôre, Here Vader. Ons gee ons offer vir u, Here Vader, want ons weet, Here Vader, ons doen dit met 'n hoë roeping, met 'n hoër doel om u te verheerlik, Vader. Ons is nie om mense, Here Vader, te entertain, Here, maar ons doen dit om die Heilige Gees, Here, ons midde te nooi en sodat ons, Here, u kan eer daarvoor, Here. Seën hierdie hele diens, Here Vader. Elkeen wat ingeskakel is, ook aanlyn, Here, dat u met hulle daar ontmoet waar hulle kyk, Here Vader. U is bekend met elkeen se omstandighede. U is bewus met hulle behoeftes, Here. U is bewus met hulle nood, Here, daar wat hulle nou nodig het. Elkeen wat gebroken is van hart, Here, dat u hulle sal ondersteun, dat u die pyn ligter sal maak, Here. Vader, dat u hulle vrede sal gee, Here, want dit is net u vrede wat elke verstand te bowe gaan. En ons eer u vanmôre vir wat u gaan doen in ons elkeen se lewe, Here, van in hierdie diens vanmôre. Lei ons Heilige Gees, is by gebed in Jesus wonderlike naam, Here. Ek wil ook bid, Here, vir elkeen wat gaan saai vanmôre, elke tiende, Here, elke offerande, Here Vader. Ons bid dat u hulle, Here, sal lei wat hulle moet gee en dat u bonatuurlik weer vir hulle sal voorsien in die naam van Jesus, bo ons verwagtinge, Here. Ons eer u vir wat u gaan doen, Here. Dankie dat ek weet u is met ons in hierdie diens, Here. Daar's krag in die wonderlike naam van Jesus, Here. Die naam het nog nooit, Here, sy krag verloor nie. Die bloed van Jesus het nog nooit sy krag verloor nie. En daarom weet ek ons is in vergroting wat u gaan doen vanmôre in hierdie diens. Dit is my gebed in Jesus wondernaam. Amen en amen, amen. Come on. Kan ons die Here 'n handoffer gee? Come on, is jy vry vanmôre? Ek is vry, want Christus maak my vry. All
a shout of praise. If you are free this morning, hallelujah.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Of Jesus, there is power. There is power in the name of Jesus. Yes, there is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. He can break every chain over our lives. Break every chain. To break every chain. Break every chain. Every chain. To break every chain.
break every chain, break every chain. Hallelujah, to break every chain, break every chain, break every, to break every chain over our life. We will break every chain. Oh, to break every chain. You will break every chain. Father, we worship your holy name, for you break every chain. You will break every chain. You will break every, you will break every chain. Break every chain. Father, we worship your holy name. You will come and break every chain, Lord, over our lives, Lord. Break every chain. Father, you will free us, so you break every chain. Break every chain. You come and break every chain. Oh, we worship your holy name. You break every chain. Father, we thank you for breaking every chain, Lord. Break every chain. Hallelujah. Oh, I'm no longer bound, Lord. You break every chain. Oh, Jesus, we are free. In Jesus, we are free. And you want to revel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Verse 2, sing D. From my mother's womb, you have chosen me. Your blood flows through my veins, and I've been born again into your family. Father, your blood flows through my veins. Come on, sing it. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am
longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, I'm no longer a slave, Lord. I'm free in Jesus' name. I am a child of God. Sing it one more time. Yes, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. sing it again. Holy Spirit, Holy Spirit, me now. move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Sing it again. Holy Spirit, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Here vanmôre in hierdie plek, Jesus. Ons het dit so nodig. Ons het dit so nodig. Kom aan, dan bid net die Heilige Gees so 'n bietjie. Kom ons gee net so 'n bietjie ruimte vir die Heilige Gees. Riba shika yanduruba la 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 basuta na maya. O Heilige Gees, beweeg. Raak ons aan, Here. Vul ons weer opnuut, Here. O, dis die wil van God. Dat ons sal verstaan wat die wil van die Here is, en dit is om gevul te wees met sy Gees, om gedurig gevul te wees met sy Gees, om aan
te hou, gevul te word met sy gees. Here, ons bekers is oop, Here. Vul ons elkeen, Here, ons roep na U. Ons roep, Here, vir 'n vulling, Here. Ons soek meer, ons soek meer. Ons soek meer. Laat ons bekers oorloop, Here. Laat ons bekers oorloop, Heilige Gees, vul ons. Raak elkeen aan in hierdie oomblikke, Here. Die krag van die Heilige Gees, Here, hier's mense met seer, hier's mense met pyn, hier's mense, Here, wat in 'n oorlog gewikkel is, Here. Hulle het 'n aangryping nodig, en ek weet, hy, wie in ons midde is, kan die bonatuurlike doen, Here. Ek dank U, Jesus, dat U elke storm en elke gedagtegang stil maak in die naam van die Here. Laat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, elke lewe vul op hierdie oomblikke reg nou, in Jesus naam. Ek prys U, Here. Sikandura maya tushimaya. Shimaraba kutarabaye. Sutala mama kutila barababe. Raf, ek is nie seker van die sleutel nie, maar ek gaan net begin sing, jy sal my vang. Laat dit waai deur my. Laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Laat dit waai deur my, Here Jesus. Laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai. Shakatarababa. Maak het jou gebed. Laat dit waai deur my, Jesus. Laat dit waai deur my. Orabababarabaiandalabasoko. Shikaiandarabatarabaiandalababasutanibelandalababa. Oh, deur my. Oh, laat dit waai deur my. Oh, laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai. Nog eenmaal. Oh, laat dit waai. Oh, deur ons elkeen vanmôre, Here. Al ons kykers by die huis, Here. Oh, dat ons instrumente sal wees vir die Heilige Gees om deur te vloei, Here. Laat die krag van God deur ons vloei, Here. Laat genesing deur ons vloei, Here. Oh, beweeg, Heilige Gees, beweeg, 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 beweeg van elke hart, Here, in hierdie oomblikke, Here. Oh, Shimanda bababababa tataraba shikayenda babababa sokayenda. Shimamamba dubulubuyenda babababa surarabanda babakatarabaya. Laat die Gees Dank U, Jesus. van God nou waai deur my. Hallelujah.
Dankie Heilige Gees. Halleluja. Your presence is heaven to me. Sing het net so 1 of 2 keer saam. Halleluja. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence Hallelujah. is heaven Oh, to me. Rabasuma mama, tenebebenu shekata rabasutu. Your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Oh, your presence is heaven to me. This is where we want to be, Lord. We just want to dwell in your presence. Your presence is heaven to me. Come, Jesus, come. Come right now, Lord. Your presence is heaven to me. Gister agtermiddag toe daar klomp jong mense by die huis. Andrew was daar en ons praat so 'n bietjie. En hy vra vir my, hoe hanteer 'n mens dit wanneer jy in 'n gemeente sit en daar's 'n Jezebel of daar's 'n heks, iemand wat in die okkulte is wat 'n vloek wil kom bring. Ek weet nie hoekom ek dit nou sê nie. Toe sê ek vir Andrew, weet jy, 'n kerk wat nie die Heilige Gees het nie, sit met, kan ek dit sê, vergewe my woordkeuse, sit met 'n helse probleem. Maar ek weet dat God is in hierdie plek. En daarom, waar die Gees van God is, kan 'n Jezebel nie manifesteer nie. Waar die Gees van die Here is, kan 'n heks so vloek niks doen nie. 'n duiwel aanbidder of jy in die okkulte is, 'n sangoma en jy wil allerhande, dit kan niks doen nie. Want hy wie in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Daarom maak ons staat op die Heilige Gees en sy teenwoordigheid. En daarom moet ons weet dat lig verdryf altyd duisternis. Daarom wil ek sê vir elke sangoma, vir elke vloek, vir elke Jezebel, ek gee nie om wat jou gedagtes en wat jy spreek nie, maar lig verdryf duisternis en die Heilige Gees is in ons midde en hy verdryf elke vloek, elke binding. Ja, ons het woensdag aand hier, het ons gebid vir tweedrag, 'n gees van tweedrag, ons het dit gebind, en ek kom nou in die naam van Jesus,
En ek kom teen elke tweedrag gees wat wil verwarring veroorsaak, wat wil verdeeldheid bring. Ek bind dit in die naam van Jesus. En ek spreek 'n eenheid in hierdie plek, want waar eenheid is, kan God se gees beweeg. Waar daar eenheid is, kan die Heilige Gees werk. Daarom loof ek U Here vir U teenwoordigheid. Prys die Here. Halleluja. U kan U siplik inneem. Halleluja. Dankie Here vir die reën wat val. Ons het die reën nodig. Ons het nog nie genoeg reën nie, so ons dank die Here vir die reën. Prys die Here. Familie, dis vir my die grootste eer altyd om vir hierdie medeleraar van Familiesentrum oor te gee. Eckhart, kan ons vir hom 'n lekker hande klap gee, dat hy gaan soos die Here hom lei. Lief vir jou my ou vriend, trots op jou. Halleluja. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Glo jy dit? Sê dit saam met my. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Ek is so dankbaar vir die gees van die Here en die Here lê hierdie boodskap op my hart en hy sê hy is nog nie klaar met ons nie en met die gees nie en ek is so opgewonde om hierdie boodskap vanmôre vir jou te bring. Ons dien 'n God wat nie net ons omstandighede verander nie, maar ons van binne na buite wil transformeer deur die krag van die Heilige Gees. En die Here het hierdie woord op my hart gelê is dat waar sy Gees teenwoordig is en aan die werk is daar vryheid vir my en jou. Nie die wêreldse vryheid nie, maar 'n lewendmakende, bonatuurlike vryheid. En ek glo met my hele hart, vanmôre gaan die Here iets wonderliks doen vir jou. Daar's soveel mense wat nie in die volheid van Christus se vryheid vandag leef nie. Baie het 'n glimlag in hulle binneste, maar hulle het 'n glimlag op hulle buitekant, maar aan die binnekant is hulle gebroken en stikkend. Maar ek verkondig vir jou vandag, in die naam van Jesus, daar is verlossing vir jou. Jukke gaan breek, kettinge gaan val, deur die salwing van die Heilige Gees. En my gebed vanmôre is vir jou, is dat hy jou hart sal aanraak, en dat daar genesing sal wees vir elkeen wat nog sit met 'n gebroke hart. En ek wil 'n gedeelte vir jou lees vanmôre, en as jy saam met my wil lees, 2 Korintiërs 3 vers 12, en dis hier waar Paulus in die Korinte 'n brief voor hulle skryf en hy sê vir hulle in 2 Korintiërs 3 vers 12: Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne was verhard, wat tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is vryheid. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos 'n spieël deur die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Net tot sover, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, vandag is ons hier en ons is so dankbaar vir U Gees. Ons is so dankbaar vir U Gees wat vanmôre hier is en wat in ons woon. En Here, ek is so dankbaar vir wat U vanmôre gaan doen in harte, wat U gaan doen vanmôre vir mense. Here, ek bring vanmôre hierdie woord wat U vir my gegee het voor U, Here. Ek weet ek is maar net 'n boodskapper, Here, maar kom doen U vanmôre die volmaakte werk. Salf my lippe, Here. Ek kom bid elke hart wat bereid is om vanmôre oopgemaak te word, Here, dat daardie saad sal groei en dat hulle dit sal ontvang.
Gees van God, Here, werk U vanmôre in harte, is my gebed, in die naam van Jesus. Amen en amen. Vryheid. Die wêreld sê, vryheid is om te voel wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek voel. Vryheid. Daardie soort vryheid is nie vryheid nie. Ons dink, vryheid beteken ek kan doen net wat ek wil. En daarom probeer ons dikwels ons omstandighede verander, omdat ons glo, as ek net dit kan verander, kan ek uiteindelik vry wees. Hoeveel keer het jy al gesê, as ek net my verlede kan verander, dan sal ek 'n nuwe mens wees. As ek net my pyn kan wegvat, dan sal ek vrede hê. As ek net meer perfek kan wees, dan sal ek na God toe kan kom. As ek net daardie gewoonte kan los, dan sal ek uiteindelik vry wees. Dan kry jy dalk waarvoor jy gevra het, maar die volgende oggend word jy nog wakker met dieselfde vrees, met dieselfde leuen, met dieselfde skaamte en met dieselfde leemte in jou hart. Veranderde omstandighede bring nie noodwendig 'n vry hart nie. Maar wanneer Jesus Christus jou hart verander en deur sy Gees jou transformeer, kan jy waarlik vrykom. Paulus sê waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Jy is vry vandag deur Jesus Christus wat vir jou gesterf het aan die kruis om direk tot die Vader te kan kom en sy glorie te kan ervaar. Die ou verbond, die wet, kon op sigself nie die sondaar se hart verander nie, of volle toegang tot God gee nie. Maar deur Jesus, deur die Heilige Gees, kan ek en jy vanmôre direk na die Vader toe kom. Ons het vrymoedigheid om na die Vader toe te kom. En daarom kan jy ten volle vrykom. Jy kan vry wees van verslawing. Jy kan vry wees van die vyand se houvas op jou lewe. En dalk sit jy vanmôre nog hier, of is jy ingeskakel en jy sukkel nog met verslawing. Jy sukkel met vestings in jou lewe. Maar ek het 'n antwoord vir jou vanmôre. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Glo jy dit? God kan vandag 'n werklike deurbraak bring in lewens. Jy kan vrykom van die skaamte van jou verlede. Jy kan vry wees van die geheime kettinge wat jou gedagtes nog gijslaar hou. Vry van dwelms en alkohol wat jou gesin stikkend maak. Vry van die verlammende angs en woede wat jy nog het en depressie wat jou vrede so steel. Vry van die leuen oor jou identiteit, dat jy nog twyfel wie jy regtig is wat God gemaak het. Vry van vloeke, vry in die naam van Jesus. En hy kan jou vanmôre onmiddellik aanraak. En dan stap jy 'n pad van herstel deur sy Gees van heerlikheid tot heerlikheid. Maar om te verstaan wat Paulus gesê het, wil ek jou terugneem na die geleesde gedeelte. En Paulus skryf hierdie brief aan die Korinte, vir die wat die Ou Testament geken het. En hy vat hulle terug na Exodus toe, Exodus 34, waar Moses op die berg was in die teenwoordigheid van God, en hy het God se heerlikheid ervaar. God sit hom in die skeer van 'n rots, en hy plaas sy hand oor hom, en hy beweeg weg, en skrams kry Moses die heerlikheid, en ervaar hy die heerlikheid van God. En Moses kom van die berg af, en sy gesig skyn, want hy was in die heerlikheid van God. En die teks sê iets interessant, dit sê, Moses het nie eers geweet sy eie gesig skyn nie. En net 'n side note, mag jy so lank in die teenwoordigheid van God wees, dat dit in jou lewe sal begin wys, ver voordat jy besef, jy's besig om te skyn. Mag jy so godsbewus leef, dat mense Christus eerste in jou lewe raak sien, voordat hulle enige iets anders raak sien. Moses kom van die berg af en sy gesig skyn, en hy weet nie eers self sy gesig skyn nie. En Aaron en die volk sien vir Moses, en hulle is bang vir hierdie skynsel, hulle is bang, want jy sien heerlikheid en heiligheid konfronteer sonde, en hulle is bang, en Moses doen die volgende. Hy sit 'n bedekking oor sy gesig. En eeue later skryf Paulus vir die Korinte, hy sê hy het 'n bedekking op sy gesig gehad, maar die wat nog Moses gelees word, en het 'n bedekking oor hulle hart. Hy maak hierdie punt, omdat mense Christus nie duidelik raak sien, wanneer hulle harte verhard is nie.
Maar wanneer hulle na die Here toe draai, word die bedekking weggeneem en bring sy gees vryheid en hy verander jou voortdurend. Om met 'n onbedekte hart na die Here toe te draai en sy heerlikheid deur sy gees te aanskou, word jy verander na Christus se beeld. Paulus skryf hierdie brief vir hulle om te wys dat die ou verbond was net tydelik. Daardie skynsel op Moses se gesig was net tydelik. Maar vandag deur Jesus het jy volle toegang tot sy glorie en hy verander jou en hy transformeer jou. En terwyl die nuwe verbond in Christus deur sy gees groter is, nou kan ek en jy met vrymoedigheid gaan na die Vader, deur Jesus die enigste deur, en ons kan getransformasie ontvang deur sy gees. Maar as jy net sy heerlikheid kan sien, as jy net kan sien wat hy in stoor het vir jou, as jy net kan weet, hy gaan jou verander van heerlikheid na heerlikheid, tot heerlikheid. Nou ek weet nie hoe dit voel om nie te kan sien nie, maar ek dra bril en ek dra kontaklense, en as ek nou my kontaklense moet uithaal, gaan julle so bietjie vaag weglyk. Ek gaan net so blur sien, en as ek my kontaklense nou moet uithaal, dan gaan ek nie verder kan preek nie, want ek het nie my notas nie. Maar ek het iemand geken wat blind was, blind gebore was, en hy het 'n bediening gehad, en hy het rondbeweeg, en hy het bedien, en daar waar hy bedien het, dan wil almal vir hom altyd kom bid het, sodat hy kan sien. En dan lê hulle vir hom hande op en sê hulle, Here, dat hy sien. En dan gebeur daar niks. En dan gaan hy weer rond, dan sê hulle, ons wil bid dat jy kan sien. Dan bid hulle vir hom, dat hy kan sien. En dan gebeur niks. En eendag raak hy so kwaad en hy sê, los my net uit, ek wil nie sien nie. Hy sê, jy sien, ek is so gebore. Ek weet hoe dit voel om te wees soos wat ek is. Ek het nie nodig om te kan sien nie. En ek dog by myself, oh man, as jy net kan sien hoe lyk die blou lig, as jy net kan sien hoe die groen berge lyk en alles kan sien, en ek besef sy omstandighede, hy wil nie sien nie, want dit is normaal vir hom. But family, I want to tell you this morning, if you could only see the glory of the Lord, as jy net sy heerlikheid kan sien, as jy net die waarheid kan sien, as jy net kan sien, daar is dalk nog 'n bedekking oor jou hart, om nie te kan sien dat jy self 'n probleem het nie, veroorsaak baie keer dat ons 'n bedekking oor ons hart het. Israel se harte word verhard en hulle verdraai hulle harte teen God en hulle bou 'n goue kalf terwyl Moses op die berg gaan, en in plaas dat hulle God aanbid, raak hulle ongeduldig. En hulle wil 'n God hê wat hulle kan sien, en hulle skep vir hulle self 'n sigbare beeld. En hulle harte draai weg van die Here. En hulle probeer God vervang met iets wat hulle kan beheer. En dalk is dit die mense vandag en sê wat voel en sê, weet jy, ek het Christus aangeneem, maar hoekom is ek nog in sekere dinge vasgevang? Die antwoord is nie dat Jesus Christus nie die werk gedoen het nie. Hy het reeds die werk voldoen. Hy het reeds aan die kruis gesterf, dit is volbring. Jy's klaar, vry verklaar deur Jesus. Maar baie keer lewe ons nog so slawe. Baie keer bly ons nog 'n gevangene terwyl die tronkdeur oop is. Jy is vergewe, maar jy lewe nog in skaamte. Jy is vry, jy het volle toegang tot die Vader, maar jou hart loop elke keer nog weg wanneer jy struikel. En ek wil vir jou 'n paar vinnige redes gee vanmôre, hoekom soveel gelowiges nie in vryheid kan leef vandag nie. Een is, ons maak baie keer soveel staat op onsself. I've got it all figured out. Ek is in beheer, moenie vir my sê nie, I've got it all figured out. En ons leef godsdiens. Tweede gedeelte is, ons lewe nog in skaamte terwyl ons reeds vergewe is. Derde ding is, ons hou nog vas aan ons ou patrone, sonde, ons glo die leuns wat oor ons uitgespreek is, ons is besig met vrees en ons hou nog vas aan ons verslawings, maar een van die grootste dinge is die leuen van die vyand en om daardie leuen te bly glo in jou hart. En daarmee wil ek jou vanmôre neem waar die vyand ons teiken. Jy sien, want as hy jou hart kan verhard, kan hy jou weghou van God, want 'n verharde hart bring 'n distansie tussen jou en God. Die hart is 'n baie komplekse, sensitiewe deel van die mens.
jou bevelsentrum van jou lewe. Die wêreld sing so baie liedjies oor die hart. Wanneer die hart seer kry, raak jou lewe daardeur aangeraak. Die hart is die plek waar jy jou drome uitleef, maar die hart is ook die plek waar jou seerste, rouste wonde is. Geen wonder Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word nie. Sonde, leuns, vrees, onverwerkte pyn en versoeking kan 'n mens se hart verhard en jou verhouding teenoor God beïnvloed. En wanneer die hart seer kry, wil die mens dit soms so vinnig beskerm. Jy sien, want dis my hart. Dis my hart, ek sal dit self beskerm. En alle toegang word afgesny van my hart. En net soos Israel se harte verhard is teenoor God, sê Paulus, hulle het 'n bedekking oor hulle hart. 'n Bedekking wat afstand bring tussen hulle en God. En dit keer hulle om met vrymoedigheid na God toe te draai. Maar die woord van die Here sê, ek het nie vir jou 'n hart van klip gegee nie. Ek het vir jou 'n hart van vlees gegee. Jy sien, die ou verbond was op kliptafels geskryf, maar toe Jesus kom, word die nuwe verbond op jou hart geskryf. Deur wie? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil God se waarheid op jou hart kom skryf. Hy wil jou heel maak. Maar as jy nog 'n bedekking het, moet jy na Christus toe draai en sê, Here Jesus, ek neem U aan, Here Jesus, en hy gee sy gees vir jou, en jy ontvang sy gees. Maar ons het nodig om die bedekking te laat sak. 'n Sluier van perfeksionisme. As ek net perfek optree, en alles doen volgens die boek, sal niemand sien ek stikkend nie. Jy kan elke Sondag kerk toe kom en jou hande opsteek en jy kan okay lyk. Maar jy sien, wanneer jy seer kry of misluk, is daar skaamte. En dan doen die mens baie keer wat Adam en Eva gedoen het, ons hardloop weg en ons gaan bedek onsself. Kruip weg en bedek jouself. 'n Sluier wat oor die hart getrek word. Ek sal nooit weer iemand toelaat by my hart nie, want as ek hulle toelaat, dan kry ek net seer. Om godsdienstig te lewe, maak nie 'n stikkende hart heel nie. Om te praat soos 'n gelowige, om die Bybel te deel en om kerklik op te tree, maak nie 'n stikkende hart heel nie. 'n Bedekking oor jou hart bring 'n langafstand verhouding tussen jou en God. God is 'n God van verhouding. Hy soek jou hart. Hy wil jou vrymaak van daardie seer. Maar jy het nodig om te laat gaan wat jy beskerm en met vrymoedigheid na hom te kom. Jy kan nie na die dokter toe gaan en sê, maak my gesond, maar jy is nie bereid om die verband af te haal nie. Hy wil jou hart heel maak deur sy gees, want waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Hy wil daar die stikkende bedekte hart vat en 'n verander in 'n lewende hart. Hy het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Maar hoe lank gaan jy nog rondloop met die hart wat bedek is? Dis tyd dat die sluier val. Dis tyd dat ons oopbreek wat stikkend is en dat dit blootgestel sal word aan sy lig, aan sy heerlikheid. Waar die gees van die Here is die krag om jou te kan genees. Maar soos ek vroeër gesê het, wat bedek jou hart? Jy moet kan herken en jy moet kan sien dat jy 'n probleem het. Dit bring my by die volgende gedeelte. Jou gedagtegange. Jou gedagtes het 'n invloed op die kondisie van jou hart. Jou gedagtes is die strydveld van jou lewe. As jy dit in jou gedagtes verloor, is dit baie moontlik dat jou hart verhard kan word. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig word deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat onderwerp word deur die kennis van God en elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Vestings, vir die Engelse mense, strongholds. Jy sien, daar's 3 dinge in jou lewe wat jou in gebondenheid hou, of jou in vestings, wat vestings veroorsaak dat jy gevangene bly en nie vrykom nie, en die eerste ding is, daar is baie keer 'n wortel. Iets het met jou gebeur, en jou hart het seer gekry, en nou is daar 'n wortel van die seer, en wat daardie vesting in jou lewe hou, is 2 dinge. Trots
en jou logika en redenasie. En ek gaan nou daarby kom. Jy sien, dit begin by die leuen van die vyand. Die strydveld in jou gedagtes. Daar sit duisende mense, sondae in kerke, maar en hulle bly gevangene as gevolg van vestings. Jy sien, die hart word beïnvloed deur jou gedagtegange. Daardie vesting moes iewers, of daardie leuen moes iewers in jou lewe gebeur het, waar jy seer gekry het, of iets traumaties beleef het. Ek gaan nou 'n paar ongemaklike dinge noem, maar ek bid dat die Heilige Gees jou sal toevou, dat hy jou hart sal vashou, want ons praat vanmôre hier oor jou hart. Maar ek moet dit noem. Dalk was daar mense wat van kleins af mishandel was deur 'n familielid. Mense wat jy vertrou het, 'n seer wat niemand aan jou kan beskryf nie. En die leuen in jou lewe het geword, ek is niks werd nie. Die mense wat my moes beskerm, het my net seer gemaak. Dalk is die mense wat deur 'n traumatiese egskeiding gegaan het of verwerping ervaar het deur 'n verhouding wat hulle so gekoester het, en 'n verhouding wat iemand wat hulle werklik waar vertrou het, en die leuen in jou gedagtes het geword, ek sal nooit weer my hart oopmaak vir mense nie, want liefde lei net tot seer. Dalk het jy 'n groot finansiële of professionele mislukking in jou lewe deurgegaan, en die leuen in jou gedagtes het geword, ek is 'n mislukking. So hoekom moet ek ooit weer op God vertrou? Dalk is jy in die verlede betrokke geraak in heksery en okkulte en eksperimentering met goed waar jy nie moes betrokke raak nie, en die leuen in jou gedagtes het geword, ek het my siel aan duisternis verkoop, God sal my nooit kan skoon was nie. Vestings, en die leuen van die vyand wat jou daar hou. Daar's 'n wortel, iets het gebeur, maar die vyand kom hou dit deur jou 'n leuen te gee. En elke vesting het 'n wortel. Iets wat gebeur het. Dalk is dit trauma, dalk is dit pyn, dalk is dit vrees wat jy ervaar het. En die twee goed wat daar die wortel in plek hou, dat jy nie vry kan kom nie, wil ek eers by begin, is trots. 'n Klein woordjie, maar hy's gewigtig. Trots kan 'n mens laat dink, ek het geen hulp nodig nie. Kan ek dit sien, waar is die mense wat geen hulp nodig het nie? Prys Here. Trots sê, ek het nie aanwysings nodig nie, maar jy is al 45 minute op die grondpad en die petrolliggie brand. En jy sê, ek gaan vir niemand vir aanwysings vra nie. Trots sê, ek het nie 'n handleiding nodig nie, ek gaan hierdie spieelkas by myself bou, en 2 ure later loop die sweet van jou rug af, en daar skroewe oor wat jy nie weet waar dit moet kom nie. Die deure maak die verkeerde kant toe oop, en jy sê, ag man, dis die ontwerper se skuld. Hy het dit verkeerd ontwerp. Trots sê, dit gaan fantasties met my, ek het my lewe onder beheer, maar die binne is jy nie okay nie. Jou gedagtes sê, ag glimlag net man, you will make it through. I've got it all figured out. Kan ek vir iemand vandag sê, is okay om te sê, jy is nie okay nie. Dis okay. Ons het nodig om na mekaar toe te kom en mekaar te bemoedig en mekaar op te bou, vir mekaar te bid. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig om na mekaar toe te kom en vir mekaar te bid. Jy sien, daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook deur goed gegaan het, en ek het 'n geestelike beraader gaan sien. Hoor my mooi, hy moet op die regte, jy moenie net enige ou gaan sien nie. Hy moet op die regte pad wees, ek het daarom geweet wie die persoon is, en ek moes deur goeders werk, deur vestings, deur leuns wat in my lewe was. Ons het mekaar nodig, en jy kan nie pastoor, ek moet net 'n regstelling maak. So 'n paar sondae terug, toe sê ek, en ek het dit mooi bedoel, maar my kommunikasie was nie so goed nie. Toe sê ek, jy kan na die pastoor toe kom, hy gaan jou net wys na Jesus. My bedoeling was reg, maar my kommunikasie was nie goed nie. Jy kan kom vir berading. Jy kan kom na mense van die Here wat jou sal lei na hom toe, wat jou riglyne kan gee, wat vir jou hande kan oplê en vir jou bid. Daar's niks fout daarmee nie. Ons is nie perfekte Christene nie, met Bybels onder die arms nie.
Ons is hierdie plek is 'n hospitaal, hier's genesing vir jou, want deur sy gees gaan jy getransformeer word, maar jy het nodig om jou trots te erken. Die tweede ding wat dit by my bring, wat vestings nog in mense se lewe hou, is jou slim logika en redenasie. Ons hou van om te redeneer, my ervaring, my logika, maar wat van die woord van God, die waarheid? Vergeet van wat jy glo. Jy moet glo wat die woord van God sê. Jy weet, dis my reg om bitter te wees, want hulle het dit aan my gedoen. God het my gemaak soos wat ek is, en ek gaan nou maar net vorentoe gaan soos ek voel. Dis die ontwerper se skuld. Dis sy skuld, ek is nou maar soos ek is, en ek gaan nou maar so doen wat ek wil doen. Ek gaan nou maar iets anders wees wat ek dink ek voel ek is. Maar hy gee vir jou die aanwysings. Maak nie saak hoe jy daaroor voel nie. Dit maak nie saak hoe dit vir jou lyk nie. Dit is nodig dat ek en jy sal besef dat hierdie gedrag van my, hierdie manier van hoe ek dink, hierdie gewoontes wat ek doen, as dit nie in lyn is met God se wil, met God se woord en met God se waarheid nie, is dit die leuen van die vyand en sal ek dit nie langer aanvaar nie. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Nie jou waarheid nie, wie se waarheid? God se waarheid. So wat moet ek en jy doen om vry te wees? Jy moet jou erken, jy is trots en dit bely. Die tweede ding wat ek en jy moet doen, aanvaar God se waarheid as die ewige, absolute waarheid, die woord van God, nie jou idee van die lewe nie. Nie wat daardie TED Talk speaker gesê het nie, nie wat daai YouTube ou sê nie, wat sê die woord van God? Dit bring my by die kern van die boodskap. Wat doen ek as ek my trots laat gaan en dit bely? En ek sit my redenasies en my logika en my wysheid eenkant en ek sit dit op die woord van God, wat hy sê ek moet doen. Wat doen ek met hierdie wortel? Wat doen ek met hierdie seer? Wat doen ek met hierdie gebrokenheid? Gee dit oor aan die Heilige Gees, sodat jy genesing kan kry. Want waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Jesus is al een familie wat jou kan bevry. Hy is die enigste een wat jou kan doop met die Gees en met die vuur. Hy is die doper, hy wil jou heel maak, maar soveel mense hardloop nog weg. Terug na ou gewoontes, terug na verslawings, want dit bring 'n korte gemak. Net soos daar die Israeliete gehardloop het, want hulle wil nie vir die Here wag en nou bou hulle maar vir hulle self 'n goue kalf. Want jy sien, ons eie redenasies, ons eie idees van dinge doen is, ek gaan nou dit doen, want ek voel ek wil nou dit doen, maar dit gee my bietjie plesier, dit gee my bietjie gemak, maar dit is van korte duur. Kort voor lank, as omdat jy nie met die wortel gedeel het nie, gebeur daar iets en jy sneller gaan af. En jy hardloop na die goed toe waar jy nie na heen moet hardloop nie. Die wortel van jou pyn is nog nie genees nie en jy kry 'n woede uitbarsting en daar's goed wat gebeur, maar jy het nodig om te deel met die wortel, hierdie gebroke hart, maar die Gees van die Here wil jou vanmôre vrymaak. Hy wil jou totaal en al vrymaak, maar jy moet berei wees om op te staan en te sê, Here, hier is ek gee U my hart, ek sit my trots neer. Here, ek gaan nie langer redeneer nie, ek vat die waarheid van God. Here, hier is my naakte hart, kom skyn U glorie oor my. Laat sak jou trots, aanvaar sy waarheid en laat die Gees toe om jou vry te maak. Daar is hoop vir jou om van heerlikheid tot heerlikheid te verander. Daar is genesing om te erken jy het 'n probleem. Sal hy jou hart heel maak. Maar hier is die oplossing. Ek kan nie preek sonder om nie die evangelie van Christus te bring nie. Ons moet dit altyd bring. Die evangelie is, wat het Jesus vir jou reeds gedoen? Nommer 1. Jesus het dit reeds gedoen. Hy maak 'n weg vir jou tot die Vader. Jy ontvang sy genade, jou werke gaan jou nie red nie. Sy genade bedek jou, sy bloed bedek jou. Nou het jy vrymoedigheid om te kom, nes jy is, met 'n oop, gevlekte hart, en te sê, Here, hier is ek. Ek kom na U deur Jesus, Heilige Gees, kom werk in my lewe. Paulus verduidelik vir die Korintiërs, dat hulle nog Moses lees, hulle is nog onder die wet, en besig met die wet, dat daar 'n bedekking oor hulle harte lê. Luister familie, die voorhangsel is geskeur. Die voorhangsel is geskeur. Ons moet ons harte vry oopmaak voor hom. Ons kan net deur Jesus gaan. Hy het dit reeds gedoen aan die kruis. Maar dalk is jou hart nog bedek. Jesus het dit reeds gedoen. Bring my by die tweede gedeelte. Wat moet die mens doen? Want Jesus het dit reeds gedoen, maar ek en jy moet nou nog iets doen. Erken jou trots.
Bely jou sondes. Draai na die waarheid, die woord van God en rig jou oë op Jesus, die enigste weg, die waarheid en die lewe. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgewillige, volmaakte wil van God is. Jy sien, baie mense loop nog rond met my waarheid, my gevoel, maar hulle sien net hulle eie waarheid en nie die woord van God wat hulle wil vrymaak nie. Die Heilige Gees wat op hulle harte die waarheid wil kom skryf nie. Dis my seer, my verlede. En jy probeer so hard om vry te kom op jou eie. Die vernuwing van die gemoed is die werk van God se woord en gees, wanneer jy aktief deelneem om sy waarheid te ontvang, jou sonde te bely en gehoorsaam te leef. Maar ongelukkig, as ons nog terug hardloop na die dinge wat ons plesier bring, as ons nog terug hardloop omdat ons 'n wond het, kry ander mense seer deur ons aksies. Kry ander mense seer deur ons dade. Maar God, familie, forceer nie die mens nie. Hy antwoord Moses, soos hy verby Moses beweeg, antwoord hy vir Moses in sy heerlikheid met sy karakter. Hy sê, ek is die Here, die barmhartige, genadige, lankmoedige God. Hy wag vir jou. Hy wag vir jou. Maar vandag moet jy 'n besluit maak en sê, ek is nie regtig okay nie. Om naak voor die Here te staan met jou naak hart, 'n onbedekte gesig en te sê, Here, hier is ek. Daar is vestings in my lewe, maar ek moet dit erken, heel eerste. Dit bring my by die derde gedeelte, wat die werk van die Gees doen. Jy sien die breek, as jy jou hart vir Jesus gee en jy beweeg saam met hom, en die Gees van die Here is in jou lewe, kom breek hy die leuen af, want hy skryf die waarheid op jou hart. Daardie vestings wat jy nog vashou, want jy sien, ons glo baie keer die leuen, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie die moeite werd nie, daai leuen moet val. Jy moet lees wat sê die woord van God, wie is jy? Die Heilige Gees kom maak daardie gestikkende hart heel, en hy verander jou van heerlikheid tot heerlikheid. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Familie, daar's nie 'n perfekte metode nie. Vryheid kom nie deur een persoon, kom net deur een persoon, en sy naam is Jesus. En sy Gees is vanmôre hier. Sy Gees is in jou. Sy Gees is by jou by die huis wat ingeskakel is. En as jy vandag hier sit en sê, Heilige Gees, ek het nodig dat U my hart aanraak. Het ek nodig, Here, ek kom vra dat U my hart aanraak. Ek het 'n gebroke hart. Ek het 'n stikkende hart. Moet jy besef dat jy jou trots gaan laat moet vaar. Jy gaan moet besef wat is die wortel van jou seer, en jy gaan jou redenasies moet los en toelaat dat die Gees jou aanraak. Is jy bereid om na die Here te draai en op te hou weg te kruip in skaamte en jou trots eenkant toe te laat staan? Ek wil vra, kan die orkes vir my vorentoe kom? Familie, jy het nodig om vanmôre te sê, ek kom met 'n nederige hart. Ek erken, ek het 'n probleem. Maar is jy bereid om jou waarheid en jou slim redenasies op sy te sit? Is jy bereid om daardie bedekking te laat sak? Hierdie gaan 'n daaglikse instelling moet wees. Jy sien, die Gees van God is met ons, maar jy gaan elke dag moet herken wat jy wegsteek. Jy het nodig om te bely wat jou afstand bring tussen jou en God. En in daardie oomblik ontvang jy sy heerlikheid. Die wêreld wil jou formeer, maar die Gees van die Here wil jou transformeer. Want waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Sluit net jou oë so vir 'n oomblik. Here, U werk vanmôre met harte. Jy het dalk probeer deur jou eie werke jouself te beskerm en jy het geval. Maar ek wil vir jou vanmôre vra, as jy hier sit en jy sê, ek het nog 'n bedekking oor my hart, daar's nog dinge wat my terughou, daar's nog vestings in my lewe, daar's 'n proses wat moet plaasvind. Maar die Here sê, my kind, ek soek jou hart. Hy soek jou hart, hy soek jou onbedekte hart. Nie 'n hart wat wegkruip in skaamte nie, maar hy soek 'n onbedekte hart om in eerlikheid te kan opstaan en te kan sê, Here, ek gee my alles aan U oor. Wil jy nie vanmôre oorgee nie? He's going to show your glory and He's going to shine His glory on your heart and on your face this morning.
As jy vanmôre sê, Here, dit is ek. Ek loop nog met hierdie stuk in die hart. Ek het nodig om genesing te kry. Wil jy nie saam met my staan vir 'n oomblik? Ek wil net vandag 'n gebed vir jou doen. As jy iemand is vanmôre wat sê, I've got some strongholds in my life, I don't know how to get rid of this, wil ek vir jou vanmôre sê, hy wil jou vry maak. Hy het gesterf aan die kruis. Jesus het gekom want hy wil jou vry maak. Hy wil jou vry maak vanmôre en voordat ek vanmôre voor ons vir hierdie mense gaan bid, wil ek vanmôre vir jou almal 'n gebed gesamentlik doen. En dan gaan ons vra dat die wat gestaan het na vorentoe kom, dat ons vandag 'n gebed vir jou doen. Hy wil daardie stuk in 'n hart vanmôre heel maak, maar ek gaan 'n gebed doen. As jy by die huis ingeskakel is, ek wil jou nie uitsluit nie. Hou net jou hand so na vore as jy by die huis is, en ek gaan 'n eenmalige gebed doen, en dan gaan ek vra die mense wat opgestaan het, net om hier voor te kom staan, sodat ons net hande op hulle kan lê en vir hulle te bid. Familie, kom ons bid saam. Vader, ek kom vandag na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dankie dat ek deur Jesus die vrymoedigheid het om na U toe te kan kom. Here, ek bely dat ek U nodig het. Ek bely my sondes, my verkeerde gedagtes, my woorde, my dade. Here, my houdings en my keuse. Here, U ken my hart. Dankie dat U getrou en regverdig is om my te vergewe, Here, en dat ek deur die bloed van Jesus gereinig is, Jesus. Ek ontvang vandag vergifnis. Ek kies om nie langer in skuld en skaamte en selfveroordeling te leef nie. Jesus Christus, my Here, U is my koning. U is my redder. U is my verlosser en vriend. Ek behoort aan U. Vader, omdat ek vergewe is, gee ek ook nou die mense wat my seer gemaak het oor aan U. Help my om te vergewe, Here, waar dit nog moeilik is. Maak my vry van bitterheid en pyn waaraan ek nog vashou. Here Jesus, ek onderwerp myself aan U en ek weerstaan elke leuen van die vyand, elke versoeking, elke vrees, elke patroon van wat my van U af wil wegtrek. Here, help my nie om nie in my eie krag staat te maak nie, Here, maar in U waarheid, in U genade, in U gehoorsaamheid te leef. Heilige Gees, vul my vandag, wys my wat my hart nog bedek. Waar ek nog wegkruip en bang is, waar ek nog hard is, Here. Here, ek kom vandag en ek gee my in volle oorgawe oor aan U. Here, maar gee my moed om na U toe te draai. Here, bring die lig in die donker dele van my hart. Bring genesing daar waar ek seer gekry het. Here, ek het bekering nodig waar ek gesondig het. Here, ek het hoop nodig waar ek moedeloos het. En ek het wysheid nodig, Here. Kom lei my, o God, kom lei my dat ek die regte pad sal volg. Here, vernuwe my gedagtes deur U woord. Gee my 'n nuwe honger vir U woord en help my om U waarheid te glo en te verstaan en te gehoorsaam. Dankie, Here, dat ek kan weet waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ek draai vandag na U toe. Ek neem, Here, dit wat my visie bedek. Here, verander my deur die Gees van heerlikheid tot heerlikheid deur Jesus Christus. Ek dank U vandag dat ek gereinig is en vergewe is en dat ek aan U behoort in die naam van Christus Jesus. Amen en amen. Halleluja. Oh, turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Oh, and the things of the earth will grow strange. Lead them in the light of His glory.